Goeiedag julle, Jaapie hierso. Ek wil 'n kort video doen. Ek het dit al reeds in Engels gedoen, maar ek wil dit ook in Afrikaans doen. Ek wil sommer die bewyse bymekaar sit van die 1000-jarige vrederyk wat begin het 76 na Christus of daar rond. 3 bewyse vir julle gee. En dan wil ek ook vandag nog 'n bewys gee van Israel is wit. En 'n bewys van die tyd waarin ons leef. Dis die ding, as jy weet waar is jy op die tydlyn, dan kan jy sulke bewyse raak sien, anders gaan jy dit alles mis. Die mense wat dink dis 'n groot verdrukking en al sulke goed wat nog kom, hulle mis al hierdie bewyse wat ek vir julle gee, want hulle is op die verkeerde plek in die tydlyn. Kom ons kyk gou hierso. Nou, ek gaan eers praat natuurlik oor die Statue of Liberty. Ek het dit al genoem in 'n vorige video, dink ek. En hoe wil ek prentjies wys hierso? Hier is die tablet in die hand, is 4 Julie 1776 wat hy vashou. Hy sê hybrid hy sê transfigure kan jy maar sê. Half man, half vrou. Voete, die kettinge aan die voete word afgehaal of word afgebreek. Hierdie kant se een is afgebreek, daai kant se is los. Nou in Openbaring 20 lees ons van Lucifer wat gebind word met kettings. Nou hier sien ons die kettings is nou los. Wat beteken dat Lucifer word losgelaat, né? En soos ek gesê het, hierdie kan ons sien duidelik, dit is 'n verteenwoordiging van the shining one, dis wat Lucifer beteken, die skynende een. Uit die kop skyn daar lig, in die fakkel in die hand, dit skyn, dis die verteenwoordiging van Lucifer hierdie. En soos die kettings is af, die tablet sê 4 Julie 1776, ek glo dis 'n bewys van die 1000-jarige vrederyk wat ophou 1776. Maar soos ek in my ander video's wys, is eintlik 1076. Hulle het 700 jaar bygesit en argeologie bewys dit en Gunnar Hansen bewys dit en Anatoly Fomenko, sy boeke ook, die mathematician, hy bewys dit ook. So kom ons kyk gou na die ander bewyse wat 'n beter bewyse is, want dit kom uit die Bybel self. Daniel, ek gaan in Engels lees, want ek het gevind dat die Afrikaans het 'n paar foutjies in hierdie hoofstuk. So vers 27 sê die Afrikaans dat die mense vereer hulle, die volgelinge van Joshua, en in die Engels sê dit korrek, dat dit gaan oor Joshua en hulle vereer Joshua. Kom ons kyk hier. The fourth beast shall be a fourth kingdom on earth, which shall be different from all the other kingdoms. Dis natuurlik die Romeinse Ryk, die 4de koninkryk wat Daniël gesien het. Julle weet mos van, dis mos Babylon, dan Mede-Perse, Grieke, dan is dit Rome. Hulle is op mekaar gevolg. En dan the 10 ons, the 10 kings who shall arise from the kingdom. Hierdie is die 10 keisers, né? Ek gaan nou vir julle 'n lys wys van hierdie 10 keisers. Net another shall rise after them. Hier is die 11de, die klein horingkie wat Daniël ook van praat, is die 11de ene. He shall be different from the first ones. En wat ek gevind het, hoe hy verskillend is, een van die maniere is, hy is die eerste een wat volg op sy pa as keiser. Dit het nog nooit voor dit gebeur nie, in Rome, dat die seun volg op die pa. En daardie opsig is hy anders as die ander, maar miskien op ander maniere was hy ook anders. And shall subdue 3 kings. Nou, ek gaan ook op die lys wys die name van die 3 leiers wat binne 'n jaar geval het. En dit was ook die tyd toe na die wond toegedien is. Die wond natuurlik is die Nero wat selfmoord gepleeg het. En dit het groot probleme veroorsaak en oorlog in Rome self, burgeroorlog. En Rome, dis die wond wat hulle gehad het. En toe Flavius en sy familie opstaan, Vespasian, toe genees die wond. En toe is daar 2 koppe in die plek van die een kop wat beseer is. Nou, dis waaroor dit gaan, daardie 3 leiers, ek gaan nou vir julle wys wie dit is. Maar aan beide kante het hy Titus Vespasian het ook aan die Judeese kant
drie leiers gesubdue, nie net aan die Romeinse kant nie. Kom ons kyk gou vir julle hierso. Hierso. Die drie leiers wat in Jerusalem was tydens die oorlog wat Titus Jerusalem vernietig het en hierdie drie leiers doodgemaak het, Simon bar Giora, John of Giscala en Eleazar ben Simon. En die eerste een was a leader of the largest faction, en dan Key Zealot, die tweede een is the Key Zealot leader who controlled the Temple Mount area, en dan Eleazar ben Simon led a third smaller faction, the Zealots, who initially held the inner court of the temple. Julle sien hierdie het, daar was toe 'n burgeroorlog in Jerusalem self. Dit is wat die Openbaring van praat, van die aardbewing wat Jerusalem in 3 gedeel het. Mense, dit is nie 'n fisiese aardbewing gewees wat Jerusalem in 3 geskeur het nie. Dit is hierdie faksie van 3 mense wat te mekaar beklei het, en dit het basically Jerusalem in 3 verdeel, in 3 areas verdeel wat te mekaar beklei het. Dis waaroor dit gaan. Dis beeldspraak. Baie van Openbaring is beeldspraak. En sê ek helemaal sê, hoekom ek glo, dit is so baie beeldspraak in Openbaring. Want hy was in die tronk in Patmos. Nou, hy kan mos nie net so reguit skryf wat gaan aan nie. Dan gaan dit sy brief nooit uitkom nie. Hy moes 'n beeldspraak gebruik, sodat sy brief kon uitkom by hierdie kerk, 7 gemeentes vir wie hy dit geskryf het. Nou, in elk geval, dis die 3 leiers wat geval het binne Jerusalem in die Judeese kant, en in die Romeinse kant is dit Galba, Othu en Vitellius, hierdie 3, hulle, soos julle kan sien, 69, 69, 69, binne 'n jaar het hulle al 3 geval. Dis toe Rome op hulle swakste was, met hierdie oorlog onder mekaar, en toe Flavius Vespasian opstaan, toe bring hy weer orde daar in Rome, en toe word hulle weer sterk. So jy het jou 10 leiers, is Julius Caesar, Augustus Caesar, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, Galba, Otho, Vitellius, Vespasian. Nou hierdie Vespasian is die pa, die Flavius Vespasian. En dan Titus Vespasian is die seun, ook 'n prins, want hy is die oudste seun, want so hy is dan ook 'n prins, soos wat Daniel ook na hom verwys as 'n prins in Daniel 9, wat die Jerusalem gaan vernietig, die prins. Dit is Titus, hy is die prins, hy is die eerste seun van Flavius Vespasian. En hy is die 11de een, hy is die klein horingkie. En 'n groot gedeelte van die tyd het hy saam met sy pa geregeer, en ek gaan nou dit vir julle wys, en dit vir julle lees. So dit, volgens Daniel 7, was hy in bewind met Daniel 7, wat die volgende goed nou gaan gebeur. Kom ons kyk gou wat het daar gebeur. Hy subdue 3 konings. He shall speak pompous words against the Most High, shall persecute the saints of the Most High. Pompous words, hy het Yahweh bespot, hy het Judea en die Israeliete bespot, en soos ek sê, Yahweh self. Nou, Flavius Josephus skryf daaroor wat hy gesê het van Yahweh. Dit is opgeskryf, dat hy blasphemous goed gesê het, en so dat hy daarin vervul hy ook die rol van die klein horing, wat hy blasphemous goed sê van Yahweh. And shall intend to change so he shall persecute the saints of the Most High. Nou ons weet dat dit mos nou maar gebeur toe hulle Judea omverwerp en die stede daar verwoes en Jerusalem verwoes. Hulle baie gelowiges doodgemaak. And shall intend to change times and laws. Omdat hy die tempel vernietig het, het hy tye en wette verander. Want die tempel was belangrik vir mense om hulle offers te bring vir sondes, maar ook tydens feeste het hulle daartoe gegaan. Vir die feeste moes van 3 van die feeste in 'n jaar moes hulle tempel toe gegaan het. So daai goed het toe nou weggeval, hulle kon dit nie meer doen nie. So hy het dit verander, né? Hy het dit verander. Times spesifiek glo ek verwys na Jahweh se feeste en wanneer offers gebring sou word vir verskillende goeders wat toe nou maar wegval, en dit het te doen ons met die wette van die offers en van die tempel.
Then the saints shall be given into his hands for a time, times and half a time, duidelik 3,5 jaar, ons weet daarvan. Titus, Nero het selfmoord gepleeg, hy het begin met die oorlog teen Jerusalem, maar hy kon nie vir dit voltooi nie. Toe het Titus Vespasian, toe word hy gestuur deur sy pa, toe het hy beheer oor die hele weermag van Rome, en toe het build hulle 'n siege wall om die stad vir 5 maande, dis in 69 na Christus, en in 73 na Christus was Masada die laaste plek wat hulle aangeval en oorwin het, so dit is presies 3,5 jaar, mense. Hierdie goed het vervul. Openbaring het vervul. Ons kan dit sien, gaan kyk, gaan lees die historiese boeke. Julle sal sien, al die goed het al klaar gebeur, rondom 70 na Christus. So 3,5 jaar het Titus Vespasian, hierdie klein horinkie, hierdie 11de leier wat hy van praat, hy het toe Jerusalem oorwin, en daardie 3 leiers doodgemaak, daardie 3 konings subdue of leiers, en dan vir 3,5 jaar was die oorlog daar, toe hy begin het, 69 tot 73, so is die helfte sinema van 69 en tot die einde van 73, so iets. Maar dit is 3,5 jaar. But the court shall be seated, en nou, ek wil net noem hierso van hierdie gelowiges, baie van hulle het gevlug, want hulle het onthou wat Joshua vir hulle gesê het in Matteus 24 en ander plekke, dat hulle moet vlug as hulle sien die teken, die abomination of desolation by die tempel. Nou die Romeinse soldate het afgode gaan plaas by die tempel vir die mense om te aanbid, en hulle het baie geappeleer daarteen, en hulle was baie kwaad daaroor, die Judeërs. Maar dit het gebeur, en toe die gelowiges dit sien, toe onthou hulle wat Joshua gesê het, toe vlug hulle na Pella toe vir 3,5 jaar. Mense, hierdie goed het al gebeur, soos ek vir julle sê. Ons kan nie nou allerhande nonsens opmaak oor Openbaring sê, dit moet nou gebeur, nie? En toe, hulle sien hierdie, hulle sit hierdie afgode daar by die tempel areas, toe weet hulle, dis die teken wat Joshua gesê het, hulle moet nou vlug. En toe het hulle, maar van die gelowiges het nie gevlug nie, van hulle het van ander lande afgekom, want dit was tydens die Pasga, wat hulle die siege wall gebou het, en toe kon hulle nie weer uitkom nie, so baie, Jerusalem was baie besigger as gewoonlik, as gevolg van die fees, en ek dink Titus het dit so beplan, dat met die fees, dat hy dit gaan doen, want as meer mense daar so opgekrop in Jerusalem, baie moeiliker maak vir hulle tydens die siege, met die muur wat hy gebou het, dat hulle daar verhonger, en pessiektes ontwikkel, en bakleiery, soos ons sien, die 3 faksies wat baklei het daar binne, en Jerusalemse mure, en ja, dit sê selfs dat hy het van die mense laat deurgaan, deur die siege wall Jerusalem toe, maar het hulle nie toegelaat om weer uit te gaan nie. Ja, hy het met 'n plan gekom. But the court shall be seated, hierdie is Jehovah se hof, and they shall take away his dominion to consume and destroy it forever. Hier sien ons dat tydens die regeringskap van Titus Vespasian, toe is sy regeringskap weggeneem van hom af, en dit word gegee vir Yahushua, die 1000-jarige vrederyk. Then the kingdom and dominion and the greatness of the kingdoms under the whole heaven, hierdie onder die hele koepel, dit beteken al die kontinente, shall be given to the people, the saints of the Most High. Dit is nou die gelowiges wat saam met Yahushua sou dan regeer het, soos Dawid, Daniel, Abraham, Moses, daardie ouens. Elia, Elisa en daai mense. His kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey him. Ja, vir 1000 jaar was al die volkere en al die nasies wêreldwyd onderdanig aan Yahushua. Hy toe regeer vir 1000 jaar. Wonderlik, né? Maar hier sien ons dat dit gebeur tydens die regeringskap van Titus Vespasian, die 11de leier van Rome. Nou, ek het julle mos nou gewys wie is die 11de leier gewees van Rome. Also, die 11de een is Titus Vespasian, daar, 11de ene, die klein horinkie. Baie duidelik, baie eenvoudig, as mens nie die woord verdraai en jou eie goedjies opmaak. En die eerste vers wat ek genoem het, ek wil net hierby sit, the fourth beast shall be a fourth kingdom on earth, and it shall devour the whole earth, and trample it and break it to pieces. Nou, hierdie whole earth is nie letterlik al die kontinente nie, mense. Lukas 2 vers 1 sê vir ons, and it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. All the world, het Augustus nou
sy mense uitgestuur na Amerika toe en Australië en IJsland en oor die wêreld. Nee, hy het nie. Die hele wêreld word gesien as die area wat Rome regeer het. Dis die hele wêreld. In die Bybel as hy verwys na die hele wêreld, verwys hy na die regeringskap van Rome, die area wat hulle in beheer was. Nie die fisiese hele wêreld nie. En dieselfde met Daniël 7 hierso. Hierdie 4de koninkryk wat regeer oor 'n groot gedeelte van die aarde, of die belangrikste deel van die aarde volgens wat Daniël van skryf, word vertrap deur hulle en hulle het beheer daaroor. Nou kom ons kyk 'n bietjie na Titus hierso. Where Vespasian declared Emperor Titus and his brother Domitian received the title of Caesar from the Senate. Sien julle, hulle word ook aangestel as leiers, saam met hulle pa. In addition to sharing tribunician power with his father, Titus held 7 consulships during Vespasian's reign and acted as his secretary, appearing in the Senate on his behalf. Sien julle, Titus as die prins, die oudste seun, het baie rolle vervul van sy pa, wat hy sy pa moes gedoen het hy sommer nou maar gaan doen, en sy pa het vir hom gegee om te gaan doen, namens hom, soos met die Senate te gaan, namens sy pa, soos duidelik het hy saam met sy pa dan geregeer. More crucially, he was appointed Praetorian Prefect, ensuring his loyalty to the emperor and further solidifying Vespasian's position as a legitimate ruler. En hierso ook, hierso sien ons Titus and his brother Domitian received the title of Caesar from the Senate. When Vespasian was declared emperor, Titus served as his father's co-ruler. Mense, hy het saam met hom regeer. Hy is die klein horingkie wat homself opgedruk het daar, saam met sy pa. Sy pa is die groot horing en hy is die klein horingkie. Hy het nie so baie gesag gehad soos sy pa nie. He was co-ruler in all but name. Sien julle, hy het baie van sy pa se rolle vervul as die klein horing. Hy het baie van die dinge wat sy pa moes gedoen het as emperor, as leier, het hy toegevat en hy het dit gedoen. Sharing tribunician power and holding multiple consulships and so forth. So duidelik sien ons dat Titus Vespasian basically maar saam sy pa geregeer. Hy het baie van hy rolle vervul wat sy pa moes vervul het. En sy pa het hom toegelaat om dit te doen. En ja, so dis nou nog 'n bewys, duidelik, dat dit is die tyd wat ek wys julle gou hierso weer. Tydens sy regeringskap was die regeringskap van Rome weggeneem, so Domitian het toe nooit regeer nie. Hierdie lyste wat hulle gee van 150 na Christus en wat ook al, hierdie ou het kampstig regeer en daai ou het regeer van Rome. Dis nonsens mense, dit is opgemaak. Die Bybel sê vir jou, die regeringskap van die Romeinse leiers het gestop met Titus Vespasian, die 11de een. Het ek vir julle gewys wanneer het hulle begin regeer, Julius Caesar 44 voor Christus, en Flavius Vespasian, hulle sê hy is dood 79 na Christus, maar ons het mos nou gesien, Titus het al reeds saam met sy pa regeer, tydens sy regeringskap, so van 70 na Christus af, jy kan maar sê, seker maar so van 374 na Christus het hy baie van sy pa se rolle oorgevat en vervul, want hy was te betrokke en te besig met die oorlog teen Judea, om daardie rolle te kon vervul het, tot en met 73 na Christus. Maar daardie oorlog het moet geduur tot en met 73 na Christus. En daarna kon hy natuurlik so 74 en aan, daardie rolle vervul van sy pa en saam met sy pa regeer. Wonderlik, né? Kyk hoe wonderlik pas hierdie goed in mekaar, soos 'n legkaart. As jy weet wat in die geskiedenis aangegaan het, en jy weet wat die Bybel sê, kan jy mos sien, hierdie goed is soos 'n handskoen vir 'n hand. Dit pas soos 'n perfecte size van jou hand, die handskoen. Die geskiedenis pas soos 'n handskoen op die hand. Titus is die 11de, hy is die klein horingkie. Hy is die een wat laaste regeer het, en tydens sy regeringskap, hulle sê hy het net tot 81 na Christus regeer. So, tussen 70 en 81 na Christus, moes die 1000-jarige vrederyk dan begin het, volgens Daniël 7. Nou het julle dit, dis 'n bewys, groot bewys. Kom ons kyk nog ene. Nog 'n bewys.
Derde bewys, hier is die boek van die Geneva Bybel 1560, wat praat in Openbaring 20, en hier sê hy van vers 3, praat hy mos nou van, Lucifer word gegooi in die bodemlose put, hierso, en vir 1000 jaar, en dan sê hy hierso by die comments van daardie vers in daardie Bybel, praat hy daarvan, en hy sê, the 1000th year followed precisely upon the times of that wicked Hildebrand, who was called Gregory the Seventh, a most damnable necromancer and sorcerer, who Satan used as an instrument when he was loosed out of his bonds. Julle sien hierso, hy sê met die loslaat van Lucifer, toe was daar die Pope toe in bewind, was Pope Gregory the Seventh. Ek gaan nou vir julle wys, Pope Gregory die 7de, Paus in Afrikaans. So ek gaan nou vir julle wys wanneer was hy in regeringskap. En dan sê dit hierso dat, and most bloody wars, as Benno the Cardinal reported at large. So hierdie Benno the Cardinal het geskryf oor die slegte goed wat Gregory die 7de gedoen het. Nou kom ons kyk 'n bietjie van hierdie ouens, wat sê die boeke van dit. Hier is Benno, hy het geleef, of hy was daar van 1082 tot 1098, also known as Bruno, was an imperialist Roman Catholic cardinal. So hy is die een wat geskryf het oor wat hierdie Pope Gregory gedoen het, Paus Gregory. So ons kan sien, hy het naasien by die regte tyd geleef om te kon skryf van hierdie Pope Gregory, want hy het naasien by dieselfde tyd geleef. Hier is Paus Gregory, die 7de. Wanneer het hy geleef? Of wanneer was hy paus? Hulle sê 1073 tot 1085. Sien julle? Hulle naasien by dieselfde tyd daar gewees. En Paus Gregory, 1073 tot 1085. Weer eens mense, presies op die regte tyd, wanneer die 1000 jaar sou geëindig het. Net soos wat die boek gesê het nou, Geneva Bybel sê vir jou, met die 1000ste jaar, toe die 1000 jaar Frederik sou ophou, het hierdie ou was die paus. Dit sê hierso dat dit was van 1073 tot 1085 was hy paus. So dan moet dit mos nou in hierdie tydperk val. Dan moes dit mos nou in hierdie tydperk geval het. Die loslaat van Satan, die einde van die 1000-jarige vrederyk. En weer eens, as jy 1000 jaar aftrek, dan moes die 1000-jarige vrederyk begin het tussen 73 en 80 na Christus. Ons het mos nou gesien, hulle het gesê, Titus Vespasian het Kamsag net regeer tot 81 na Christus, so voor daardie datum nog, sou die 1000-jarige vrederyk dan begin het. Het is baie naby aan die 76, né? Die 76 is so half so in die middel van daardie tydperk van die regeringskap van Flavius en Titus Vespasian. Van 69 tot 71, ja, 81. 69 tot 81. In daardie tydperk moes die 1000-jarige vrederyk dan begin het. Maar soos ons sien, dit is tydens Titus se regeringskap. So dit is meer na die einde van daardie tydperk. So 76 is 'n goeie datum om dan te kies, want dit is baie naby aan, dit moet ons nou val tussen hierdie 10 jaar, kan jy maar sê. Ja, hierdie is omtrent 10 jaar, 73 tot 85. 10-12 jaar. So daar is die 3 bewyse. So die Geneva Bybel 1560 wys vir julle wanneer die 1000-jarige vrederyk geëindig, en dan kan mens uitwerk wanneer dit begin. En dan Daniel 7 wys vir ons, en die Statue of Liberty wys vir ons. 3 bewyse dat dit rondom 76 na Christus begin. So ek wil nou gou nog een ding behandel het hierso. Ons kyk of ek dit hier kry. Van die goed lyk my het ek toegemaak ongelukkig. Ja, eerste wêreld lande. Kom ons kyk, watter lande is die eerste wêreld lande? En dis waaroor ek wil praat hierso. Nou as jy gaan kyk na die biologiese wapen wat hulle losgelaat het op die mensdom in 2021,
Julle weet wat een ek mos nou van praat. Hierdie ene. Daai ding. Hulle het dit losgelaat op die populasie en wat hulle sê, die meeste mense wat dit gevat het is in die eerste wêreld lande. So kom ons kyk nou wie is in die eerste wêreld lande. Want hierdie gaan nog 'n bewys wees dan om vir julle dat die wit nasie is Israel. Dit is ook 'n bewys dat Lucifer se fokus draai nou op Israel, hy wil hulle uitwis. Hy weet daar is nou 'n tweede Exodus wat kom. Hy weet daar is 'n uitverkorenes van Israel wat bymekaar gaan kom in Suid-Afrika. Hy weet dit. So hy bring nou alles na hulle toe om hulle uit te wis op alle maniere wat hy kan. Ons weet van die biologiese wapen wat hy gebruik het mos nou en wat stelselmatig baie van hierdie mense nou doodmaak wat dit gevat het. Hy dan ook vloed hy hierdie lande, al hierdie spesifieke lande van hierdie wit nasies, die eerste wêreld nasies, vloed hy met hierdie ander nasies, om hulle te verswak, te vermeng en dood te maak. En dan laastens bring hy oorlog na hulle deure toe. Al hierdie lande gaan oorlog ervaar, mense, van hierdie eerste wêreld. Ons sien hier so, hulle is soos Kanada, Amerika, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland, United Kingdom, Australia, New Zealand. Nou Portugal, Spanje en Japan natuurlik. Ek dink nie hulle val onder die Israel nasies nie. Hoofsaaklik nie. Hulle is 'n bietjie meer alreeds vermeng met die Arabiere. Die Portugal en Spanje en dan Japan natuurlik is 'n ander nasie. Maar soos julle kan sien, meer as 90% van hierdie lys van die eerste wêreldlande is die wit Israel nasies wêreldwyd. So nou wil ek vir julle 'n lys wys hierso. Hierdie lys. Bo aan die lys. Hierdie is 'n forecast. Bo aan die lys sien julle alles wat so ingekleur is. Is hierdie lys. Is hierdie eerste wêreldlande. Hulle is bo aan die lys. Kyk daar. Heel bo aan die lys is hulle. En hierdie lys gaan oor, hierdie is 'n wapensvervaardiger, hierdie company, ek gaan nie hulle naam noem, ek wil nie, my video moet geflag word nie. Hulle het 'n forecast gegee so in 2016, 15 daar rond, of ja, 2016 se kant, hulle het dit saamgestel en hulle het gesê die populasie gaan wees, 2017 is soveel, en dan sê hulle die populasie in 2025 is soveel. Kan julle sien as 'n groot verskil, né? Dan sê hulle hier so populasie verandering is 77% minder, 72% minder, 68% minder en so gaan dit aan. Wie word die meeste geraak met hierdie groot verandering in populasie syfers? Die Israel nasies, die wit Israel nasies. Lucifer se aandag is nou gevestig op hulle. Hy wil hulle uitwis. Hy weet daar is 'n tweede Exodus. Hy wil hulle doodmaak. Hy het mos nou sy biologiese wapen losgelaat nou in die laaste generasie waarin ons nou is. Hy het hulle mos nou gevloed met hierdie ander nasies. Nou volgende in die pipeline is die BRICS nasies of gedeeltelik die BRICS nasies en ander nasies wat gaan saam staan en al hierdie Israel nasies aanval. Nie tegelijkertyd nie, maar hulle gaan begin in Europa, Australië, Nieu-Seeland, dan gaan dit oorspoel na, Engeland gaan seker maar saam met Europa val, en dan laastens Amerika, Kanada. Maar dit gaan na hulle almal toe kom, na hulle voorstoep toe. En julle kan sien, bo aan hierdie lys, volgens hierdie ouens het kontakte, dis hoekom hulle vir jou kan sê, hoeveel gaan die populasie wees. Nou, hulle datums is 'n bietjie uit, want ek dink hulle het verwag dat die oorlog in Oekraïne, is dit in Afrikaans Oekraïne, die oorlog daar is langer, baie langer as wat hulle verwag het. Putin het mos gesê, dit gaan 'n war of attrition wees. Hy het gesê, hy gaan dit uitreik spesifiek, omdat hy wil dat hierdie Israel nasies, hulle leiers moet hulle wapens stuur na Oekraïne toe, en dan word hulle verswak, en dan maak hulle self net eintlik swakker, sodat as hy besluit, dis nou tyd dat ook Europa aanval, dan is dit baie makliker.
So hy gebruik Oekraïne as soos 'n gat in 'n sakkie en laat die water vinnig uitlek. Ja, laat die wapens vinnig uitlek van hierdie ander nasies. En dan gaan hy hulle almal aanval. Jehovah gaan hom gebruik, Lucifer gaan hom weer gebruik, soos ons lees in Openbaring 20. En hy gaan hulle almal oorwin. Dit is wat staan in die Bybel, dis wat staan in die profeseë, wat geskryf is Esegiel 38, en Openbaring 20, sodat hy kan sê, kom ons gaan omsingel die kamp van die gelowiges, dis hoekom hy ook al hierdie nasies gaan oorwin. Kyk wie is onder op hierdie lys, sien julle hier onder, dis alles nie Israel nasies, dis alles ander nasies. Hulle is nie regtig geraak deur hierdie inspuitings en goed nie, mense. Hulle was nie gedruk om hierdie goed te vat nie. Nie soos die wit nasies nie. Hulle het juis gefokus op die wit nasies om dit te vat. Want Satan wil hulle dood hê. Hy is nie ge-worried oor hierdie ander nasies nie. Hy worry nie oor hulle nie. Hy weet, die uitverkorenes van hulle gaan nie by mekaar kom in Suid-Afrika nie. Nou wat snaaks is Nederland wat hier onder sit, want hy moet eintlik daarbo wees, saam met ander. En dan sien ons Suid-Afrika, hulle word nie eintlik gesien as 'n Israel nasie nie, want ons is daar so min wit mense nou daar, in vergelyking met hoe baie swartes daar sit. En dan wys hulle het net so minus 5.5%, so nie baie mense gaan daar wegval nie. Maar interessant ook, maar van die wit mense, ek dink selfs meer van die wit mense daar in Suid-Afrika het hierdie goed gevat as die swartes. Ongelukkig. En, maar ja, kyk al, dis erg, né? 77% die UK, het lyk my Engeland gaan die ergste deurloop, maar soos ek in die vorige video gesê, die karma, jouwe gaan, wat hulle gesaai het, sal hulle maai, Galasiërs 6:7, Amerika, Engeland, Australië, Nieu-Seeland, wat die slegste dinge gedoen het aan ander nasies, aan ander mense, hulle gaan die ergste deurloop. Europa gaan minder erg deurloop. Engeland gaan heeltemal verwoes word, glo ek, en wat ander profete ook gesien het. Amerika gaan ook heeltemal verwoes word. Van die profete van vandag sê dat eventually gaan hy heeltemal onder die see verdwyn. Die hele Amerika. 'n Ander een het gesê net 25% van hom gaan oorbly. So ja, daar is nie goeie vooruitsigte vir Amerika nie. En dan Engeland, van hulle sê ook, hy gaan onder die see verdwyn, maar dan sal ook wat sê, hy gaan met nuclear weapons vernietig word, ek kan dit ook insien. Hy is maar net 'n eiland, né? Dit is maar net maklik om hom dan weg te vee, verpieten. Maar daar het julle dit, dis nog 'n groot bewys glo ek hierdie. Nou hierdie, julle sal dit nie nou meer kry op hulle webtuiste nie, hierdie organisasie, hulle het hulle hierdie inligting verwyder toe dit te bekend begin raak, toe verwyder hulle dit, so ek moes 'n bietjie gaan soek het om dit weer in die hande te kon kry. En ek het dit daardie tyd gesave op my komputer, maar ja, hier is die inligting in elk geval. So dis wat hulle beplan vir ons Israel nasies, né? En kan julle sien hoe pas dit in by die profete van die Bybel. Die Bybel sê ook dat net 'n handjievol van Israel gaan by mekaar kom. Nou, 'n handjievol van 'n paar 100 miljoen mense is nog steeds baie, dis 'n hele paar miljoen, maar dis baie minder as wat daar nou is in die wêreld. Soos ek vir julle gesê het, as julle deel van hierdie uitverkorenes wil wees, moet jy die gebooie onderhou om te kwalifiseer. As jy nie die gebooie gaan onderhou nie, gaan jou nie kies nie, jy gaan nie by mekaar gemaak word nie. Dis 'n prerequisite, jy moet die gebooie onderhou. Daar is nie 'n ander manier nie, mense. Om 'n Christen te wees is nie genoeg nie, jy moet die gebooie onderhou. As jy deel van die uitverkorenes wil wees. Dis maar hoe dit werk. Maar in elk geval, dis wat ek oor gepraat het vandag. Geniet julle dag.